Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdag, nee, dinsdagoggend. Ek weet ook om ek elke keer deur mekaar raak met donderdag en dinsdag en donderdag nie. Maar nee, dit is dinsdag en ek hoop regtig julle het baie lekker geslaap en julle is reg vir hierdie dag en ek wil graag met julle 'n woord deel vir hierdie dag. Nou, almal van ons het drome, reg? Ek maak altyd die grappie en ek sê altyd sommige meer age-restricted as ander, maar dis nou nie waaroor ons vanoggend praat nie, dit is 'n kerkvideo hierdie, genagtig, of 'n kerkaudio. Ek wil praat oor drome wat ons het, drome om vorentoe te gaan, drome om te kan strewe na beter, drome wat vir jou kan vat na 'n plek toe, wat jy kan voel, maar hierdie is die droom wat ek het om uit te leef. Almal van ons het sulke drome, reg? Nou, Josef het ook drome gehad. Ek meen, as ons lees in Genesis, dan lees ons van hoe sy broers vir hom gesê het, of oor hom gesê het, daar kom jou dromer weer aan, toe hulle hom van ver af sien aankom het. Hulle het nie verstaan wat die betekenis van 'n droom is nie. En ek is seker, Josef het op 'n jong ouderdom verstaan, maar God het iets groots vir hom, wat vir hom wag. En hy moet daai droom nastreef. En was dit maklik om daai drome te bekom? Glad nie. Hy moes deur hoeveel uitdagings gaan. Maar op die ou einde van die dag is Josef toe tweede in bevel in Egipte geplaas. En sy drome het waar gekom. Josef is 'n baie groot voorbeeld vir ons almal, my boetie en sisse, dat drome wat ons het, 'n drome van 'n beter toekoms, drome van om te strewe na beter, kan vervul word. Maar nou moet ons ook in ag neem, daai drome, gaan dit wees vir ons eie selfsugtige begeertes, of gaan daai drome wees tot verheerliking en stigting van die naam van Jesus Christus, die koninkryk. Ek kan vandag vir jou sê, my boetie en sisse, die drome wat jy het, na iets groters, na iets beters, as dit is vir die verheerliking van Jesus Christus se naam, die stigting van die koninkryk, kan ek nou vir jou sê, gaan daai drome 'n seën op hê, so 'n seën op hê, soos wat jy nooit verwag het nie. Gaan mense ons stop om ons drome uit te leef? O ja, natuurlik. Jaloesie speel 'n groot rol, afguns speel 'n groot rol, maar jy weet wat in jou drome lê, en jy weet wat God kan doen met jou drome. Daai drome wat jy het, vat dit, sit dit neer voor God. Drome van dalk 'n beter toekoms, iemand spesiaals in jou lewe. Sit dit voor God neer. En ek kan weer eens vir jou sê, wanneer God 100% deel is van jou drome, dan sal daai drome vervul word, en daai drome sal waargemaak word. Ek wil net vir jou sê, moenie drome wat vir jou te groot lyk, een kant toe stoot, en dink dit is laf, of hulle net afmaak as maar net 'n droom nie. Sommige drome dra soveel betekenis, my boetie en sissa, dat jy sal verbaas wees, wat daai drome vir jou op die ou einde kan bring. Hou vas aan die drome wat jy het, om vorentoe te beweeg, drome wat jy het, vir 'n beter weergawe van jouself. En ek praat nie van 'n hoogmoedige weergawe nie, ek praat van 'n beter, nederige self van jouself. Ek wil graag vir jou bid. Vader, daar's baie kere wat ons drome het van iets beters, drome van voorspoed, drome van sukses, maar omdat die wêreld so gekant is teen sukses, en liewe Here, so gekant is teen groei van die koninkryk van Jesus, maak ons dit af as maar net nog 'n droom. Maar ek bid dat ons hierdie drome sal vat, liewe Here, dat ons hierdie drome sal uitleef, Here, dat ons hierdie drome voor U sal neerlê, U toelaat om saam met ons elke tree tot openbaring van die drome sal stap, liewe Here, en dit tot vervulling sal bring, tot verheerliking van die naam van Jesus Christus. Dankie, Here. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag hê. Kyk mooi na julle self en onthou, Jesus het julle baie lief. Totsiens.